Ai, Wele, ek is verskriklik lief vir die maan. Of sy nou 'n sekel is, of sy nou vol is, of sy nou half is, of sy groei en of sy afgaan. Johannes het altyd so baie gepraat. Hoe moet 'n mens plant saam met die maan en wat die maan alles beteken? En die sekelmaan het ook 'n storie. En dit onder andere kom uit die boek wat Wilhelm Bleek destyds saamgestel het toe hy van die Boesman se stories opgeskryf het. En die stuk gaan so. Die bidspringkaan besluit oor 'n week moet hy 'n baie belangrike vergadering bywoon. En hy besluit toe hy gaan vir hom nuwe velskoentjies maak. Nou kan julle dink hoe fyn moet hy nou werk met sy Elsie en met sy als om die skoentjies te maak. Jong, en hy maak sy skoentjies. En toe hy hulle aanpas, toe druk sy een voetjie se linker toontjie. Hy is nie lekker nie en hy sê vir die kind, vat nou hierdie skoentjie, loop sit hom laatmiddag in die fontein en môreoggend gaan die leer nou bietjie uitgesit het, dan trek ek hom aan, dan kan ek hom so, of hy my nou nie te druk nie, want ek moet ver loop en 'n mens wil nie loop met 'n skoen wat druk nie. Julle, die kind maak so, hy sit hom in en volgende môre gaan pa en seun fontein toe om te kyk, is die skoen nou reg. En dit was bitterkoud daai nag en die fontein het gevries. En al wat toe uitsteek is so 'n stukkie van die skoentjie. Ai, en die bidspringkaan is so teleurgestel. Hy gryp die skoentjie en hy gooi hom in die lug op en hy sê, "Ag, wie wil nou so 'n skoen hê?" En dis soos die sekelmaan gebore is. En soos die maan voller word, wys vir jou hoe smelt die water. Die water word al meer. En as die maan nou weer afgaan, dan vries hy nou weer tot hy 'n sekelmaantjie is, tot hy toegevries is. Haai, en as die sekelmaan nou kom, weet jy, ek hou vir hom in die môrester en die aandster dop, soos jy dit nie wil weet nie. En as die eerste sekeltjie uitkom, as hy so hang, as hy so maak, dan gaan jy reën kry. Maar as hy skep, dan gaan jy niks kry nie. So jou weervoorspelling, jou vooruitsig van wat jy kan kry, begin by die eerste sekelmaan, daai streepie. Jong, en ek hol sommer al 2 aande voor die tyd uit. As dit nou reg donker word, dan loop kyk ek, is hy uit. En nou is die aandster so mooi by haar, ou Venus, sê hulle is nou weer haar naam. En toe sy nou uitgekom het, hierdie maand, het sy uitgegooi. So die bietjie reentjies wat ons gehad het als gekom van die maan af. En soos sy nou afgaan, gooi sy nog steeds uit. So ons kan weet, die reën is op ons pad. En is die dierbaarste gerusstelling. En as jy nou die maand kom, waar die maan nou op haar rug lê, waar daar nou nie 'n moontlikheid of 'n teken is van iets wat kan gebeur nie. Dan bly jy maar stil. Jy sit jou glo voor jou bang en jy glo die maan gaan weer uitgooi. Sy gaan weer uitgooi. Ai, en as sy daar in die hemelruim sit en sy gooi uit en die aandster sit so by haar. Julle, dis 'n skoonheid vir 'n mens se oë om in te drink. Die belofte. En van hierdie belofte af begin 'n mens die wind kyk. Jy begin die vliese kyk. Jy sien hoe gaan die vliese oor. Jy sien hoe word die vliese wolke. En jy bly prys elke aand die maan en sê, dankie, dankie, dankie dat jy vir ons uitskink. Dankie, dankie dat jy tog net nie skep nie. So as die maan nou weer so, maak jou tyd. Loop kyk die maan. En as jy nie lekker weet waar sit sy nie, loop slat dit iewers op. Daar's baie mense wat vir jou sê, waar is die maan nou en wat moet jy maak? En gaan sit by 'n ouer mens en hoor by hom, as jy nou weet, hy is nou lief vir tuin maak, en sê jy, vertel nou asseblief vir my, wanneer plant ek wat? Wat gaan met elke maan? En die oom het byvoorbeeld, as
in die tyd toe hy nog so baie honde was, as ons nou 'n reën moet laat regmaak, dan sal hy sê, mens moet dit doen as die maan klein is, of as die maan afgaan, want dan bloei daai dier ook nie so vreeslik nie. So jy moet als kyk by die maan, en afgesien daarvan, dat sy so pragtig is, haar belofte so ryk is. In die somer kom sy hier oor die Manberg op. Ja, dankie. Nie sê want ek het nou nie son gekyk. En sy is so mooi as sy so oor die berge kom. So loop kyk haar belofte, loop kyk haar gesig.